Vandag wil ek met so 'n snaakse vraag met die deur in die huis val. Ek wil vir jou vra, is jy 'n kommer of 'n ganer? Nou sal jy seker wonder, wat op deeske aarde bedoel ek nou met 'n kommer of 'n ganer? Wel, 'n kommer kan ons aflei van bekommer, mense met probleme. En wat gebeur dan met hulle? Hulle kom na God toe en hulle sê, Here, ek het hierdie probleme, help asseblief. En dan sit hulle en dan wag hulle dat God moet doen. En hulle wag, en hulle wag, en hulle wag, dat die oplossing op hulle probleme dan soos 'n ryp papaja in hulle skoot moet val. So die kommers is mense wat na God toe kom met hulle probleme, hulle bekommernisse en alles, want dit is Jesus se uitnodiging. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. En dan wag hulle op 'n wonderwerk, sonder dat hulle van hulle kant af moeite doen om uit te vind wat is God se wil vir hulle lewe en om iets daaraan te gaan doen. Die gaders aan die ander kant is daardie manne wat die dinge laat gebeur. Hulle sukkel gewoonlik met die wagding, want om te wag op leiding en om te wag op God se stem en te wag op die Here, dis bietjie moeilik. Ons moet ons ding doen. En so in die doen van hulle ding, vra hulle daarom vir die Here, Here, help my en seën my in dit wat ek besig is, want ek het mos gevra dat dit U wil sal wees, en dan doen ons die ding. Kom ons luister gou weer wat God vir Jesaja gesê het. Hy het vir hom gesê in Jesaja 40 vers 31 die volgende: Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Dis so wonderlik as ek en jy na die Bybel kyk, dan sien ons, God is altyd en oral besig met 'n kom en gaan beweging. Jesus byvoorbeeld het gekom en hy teruggegaan na van waar hy gekom het. Terwyl hy op aarde was, het hy die hele tyd vir mense gesê, kom agter my aan, volg jy my. Die hele tyd die uitnodiging om na hom toe te kom en saam met hom op reis te gaan. Het jy gehoor hoe het ek gesê? Jy moet kom en dan nooi hy jou om saam met hom verder te gaan. Hy roep sy disippels, kom agter my aan. Sê vir 'n leefie by die tolhek, kom saam met my. Sê vir 'n Petrus en sy broers, kom saam met my, volg my. Die mense het op sy uitnodiging, wat hy gesê het, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, het mense gekom na hom toe. Hulle het hulle siekes gebring en alles. Maar die wonderlike is, die heeltyd het Jesus ook vir mense gesê, gaan nou. Die vrou wat op oorspel betrap is, gaan heen en sondig nie meer nie. Die man uit wie die duiwels gedryf is, wat daarop aandring om saam met Jesus te gaan, sê Jesus nee, gaan huis toe en gaan vertel. Die disippels wat gekom het om hom te volg, stuur uit en hy sê, gaan nou heen. Kyk maar na alles wat God gemaak het. Werk op hierdie kom en gaan beginsel. Môre is aan die kom. Gister het verbygegaan. Die gety is besig om in te kom en dan gaan hy weer uit. Die lente is aan die kom en dan gaan hy verby om plek te maak vir die somer. So God is in homself en deur sy skepping en in sy werk met jou en my die heeltyd aan die beweeg binne 'n kom en gaan beweging. Kom ons kyk weer na Nehemia. Nehemia het gekom. Hy het by God stil geword. Hy het sy seer, sy lot bekla by God, maar hy het nie op sy knieë vasgehaak en vasgeval geraak in 'n verwagting dat God nou alles moet doen en op 'n bonatuurlike manier nou weer sy volk se eer moet herstel nie. Nee, hy het gewag, hy het gekom en toe God vir hom die planne gegee het, het hy gegaan na die koning toe, het hy gegaan om Jerusalem se mure te herbou. So as ek en jy wil vlieg soos arende, saam met die wilde perde wil hardloop, dan moet ons reageer op die kom, om eers by God stil te word, denkies vol te maak, krag te kry, want hy sê die wat op die Here wag, kry nuwe krag, en om dan in sy krag die vleuels te sprei, om op die wieke van die wind saam met hom
in die onmoontlike te vlieg.